woord bedien wat die Here met ons as gemeente oor gepraat het aan die hand van profetiese woord. En ek gaan in die volgende 3 Sondae aflewer wat ek ervaar die Here na ons toe gebring het en dat die Here ook die gemeente sal aanraak met sy woord. Bietjie blikkerig. En ek vertrou dat die Here ook met jou sal praat en met jou gees sal praat. Die mini-reeks wat ek mee wil afskop is getitel Die geveg agter die geveg. En as 'n gemeente is ons, het ek al baie geteach oor geestelike oorlogvoering. En ek dink die realiteit is dat ons as mens konstant in battle verkeer, in geestelike oorlogvoering verkeer. Nou, geestelike oorlogvoering het een ding ten doel, dat uiteindelik die vyand nie wil sien dat jou siel, dat jou hart by die Here is nie. Hy wil ten alle koste verhoed dat jy eerstens Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Maar dan, as hy nie regkom daar nie, as hy nie regkom om jou weg te hou van die Here nie, en jy uiteindelik Jesus aanneem, dan wil hy as kind van God dit vir jou onmoontlik maak, om 'n lewe van vryheid in Christus te leef. En ons is huidiglik, Johan en Toby is besig met 'n kursus, 'n lewe in oorvloed, wat juis hierdie vraag antwoord, om te sê, wat verhoed kinders van die Here om 'n lewe in oorvloed te leef? En juist ook in die lig van daai kursus, ek gevoel, dit wat die Here met ons kom praat het oor, en wat ek wil aflewer in die volgende 3 weke, glo ek, gaan vir jou ook baie kan beteken. Die geveg agter die geveg. Baie keer is jy in 'n geveg betrokke, maar jy is nie bewus daarvan nie. Daar's 'n aanslag wat die vyand beplan. Hy's daarop uit om by jou gesin te steel. Hy's daarop uit om teëspoed oor jou pad te bring. Oftewel, hy sit op die uitkyk en wag vir die teëspoed om te gebeur, sodat hy in daai oomblik kan pounce. En dat hy 'n huwelik kan aanval, 'n gesin kan aanval, kinders kan isoleer van hulle ouers, verhoudinge dat skibreek lei. En God wil kom, en hy wil vir ons as gelowiges leer hoe om voorbereid te wees vir wanneer die aanslag kom, dat ons die vyand se aanslag kan afweer. Nou, die geveg agter die geveg verwys eintlik na 'n geveg wat jy nie verwag nie, oftewel voorblind is. Baie keer het ons hierdie verwagting dat dit goed sal gaan met ons. Jy begin by 'n nuwe werk en jy het hierdie verwagting, man, ek gaan in hierdie werk, gaan ek floreer. Net om uit te vind 6 maande later, as iemand wat die mes in het vir jou, of daar's iemand wat vir jou harde tyd wil gee, of hulle betaal nie wat hulle gesê het, hulle gaan jou betaal nie, en. Ons het die verwagting dat ek trou met die vrou van my drome, of die man op hy wit perd, en my huwelik gaan maanskyn en rose wees, en dan gebeur dit, dat dit nie so is nie. Want die lewe is nie so eenvoudig nie. Alles is nie kat en draai nie. En baie keer is ons blind vir die geveg wat eintlik aan die gang is, en ons is nie besig om vigilant te wees vir daai aanslag, en reg te wees dat wanneer die verwagting nie ontmoet is nie, dat ons steeds staande sal bly te midde van dit. Ons het eendag in 'n omgegroep van ons het ons gesê, either you are in battle or you are in bondage. You choose. So op 'n gegeewe punt is jy of in battle, en as jy nie besef jy's in battle nie, dan is jy eintlik in sekere opsigte in bondage. Want ons moet besef, ons is deurlopend, moet ons waaksaam wees. Ons moet deurlopend op die uitkyk wees om God eerste te stel
en intentioneel hom na te jaag in ons lewens, sodat ons juis nie val vir versoeking nie. Want versoeking gaan oor jou pad kom, en as jy blind is vir dit, dan gaan jy val vir dit. Dis die uitdaging waarmee ons sit. Nou, ek wil praat vanoggend aan die hand van 'n gedeelte of eintlik 'n stuk in die geskiedenis van Israel. En ek wil jou nie boor met dit nie, maar ek wil sleutelgebede uithaal en ek wil jou iets leer. Ons weet dat die volk Israel het uit Egipte uitgetrek. Egipte was verteenwoordigend van slawerny, van bondage. En God het deur 'n bonatuurlike werk sy kinders uit Egipte uitgehaal. En meer as dit, hy het die Rooi See laat oopkloof en hy het uiteindelik Farao en sy hele weermag in daai Rooi See versink. As ons vir onsself kan sê, is dit nie eintlik wat Christus kom doen het nie. Christus het ons uit slawerny kom haal. En hy het die volle werk aan die kruis kom doen om vir ons die verlossing te gee. En ons kan op pad wees na die beloofde land wat hy vir ons bewerkstellig het. Maar tussen ons en die beloofde land is 'n woestyn. En daai woestyn te voet is veronderstel om 14 dae te vat. Maar 'n nasie het 40 jaar lank gesukkel om daar uit te kom. Want die woestyn het hulle vasgehou. En wat gebeur het in daai woestyn? En dit is vanoggend se tema, waar jou voete sleep. Ek wil begin deur 'n skrifgedeelte te lees om vir ons 'n prentjie te skets van wat gebeur wanneer jy in die woestyn is. Jy's op pad in jou beloofde land, man, 14 dae, dan is ons daar. Dan vra die kinders, "Are we there yet?" Okay, so 14 dae, ons is op pad. Daar's 'n eindbestemming. Die Here het beloof, jou beloofde land is op pad. Maar wat gebeur in hierdie woestyn? Deuteronomium 25, as jy saam met my wil blaai, as jy welkom in jou Bybel, Deuteronomium 25, wil ek vir jou lees. Deuteronomium 25, vers 17 tot 19. Die Here praat met sy volk, hy sê, jy moet onthou wat Amalek aan jou gedoen het, toe julle uit Egipte getrek het. Nou, Amalek was die stamvader van 'n nasie genaamd die Amalekiete. Jy moet onthou wat Amalek aan jou gedoen het, toe jy uit Egipte uitgetrek het. Hy het julle van agter af aangeval, toe jy moeg en uitgeput was, en hy het almal wat nie kon byhou nie, om die lewe gebring, sonder om hom aan God te steur. Wanneer die Here jou God jou die oorwinning laat behaal, het oor al jou vyande rondom jou, en jy rustig woon in die land wat die Here jou God aan jou gee as eiendom, en jy dit besit, moet jy die naam van Amalek van die aarde af uitwis. Jy mag nie vergeet om dit te doen nie. Ja. Vanoggend is my titel vir my boodskap, waar jou voete sleep. Waar sleep my voete? Waar ek eintlik veronderstel is my voete op te tel. Want God is op pad met jou na 'n beloofde land. God het vir jou beloftes instoor. Die oorwinning is aan die kruis behaal. Maar jy moet die beloofde land in besit gaan neem. Maar op pad na die beloofde land sleep jou voete. En jy beleef dat jy's hier agter besig om voete te sleep. Jy, kom so af en toe kerk toe, skus, ek wil nie op tone trap nie, om jou gewete te sis, en so af en toe bid jy as gesin saam, maar dis nie 'n gewoonte nie. En wanneer dit 'n krisis is, dan wil ons die Here aanroep, maar ons is nie besig om deurlopend God
aan te roep nie. Ons is nie besig om deurlopend daar te wees, waar die gemeenskap van gelowiges saam God se belofte, God se beloofde land op pad heen is om dit in besit te neem nie. Ek beleef ek is hier agter en my voete sleep. Wat sleep jou voete so? My doel vir oggend is vir jou om jou oë oop te maak en die aanslag van die vyand raak te sien vir diegene wat hulle voete sleep. Vir diegene wat hulle self bevind as hier op die kantlyn, tevrede met net 'n bietjie van die Here, maar nie besig is om die volheid van God te pursue vir hulle lewens nie. Jy is halfmas in hierdie saak. Jy het nog nie heeltemal jou besluit geneem, gaan jy die Here dien al dan nie, en jy vind jouself van tyd tot tyd twyfel jy, en jy trek die Here in twyfel, jy is vies sommer vir die Here wanneer goed gebeur, want jy is nie daar waar jy 100% in dit is nie. Jy steen voete. Jy maak nie daai besluit nie. Jy volg hom nie met alles in jou nie. Ek wil hê jy moet erken dat waar jy moeg en kwesbaar en afgesonder geraak het, dat die vyand jou juist daar gaan uithaal. Ek sien soveel gelowiges wat deur 'n krisis gaan en skielik verdwyn hulle, terwyl hulle eintlik in daai krisis reg in die middel van die crowd moet wees en sê, bid saam met my. Maar die vyand vertel vir jou, jy is nie goed genoeg nie, hy bring skaamte oor jou en jy isoleer. Ek kom mense teë wat vir 5 of 10 of 15 jaar lank, 20 jaar, die kerk toe gegaan het nie. Nie by die Here gaan intap het nie. Nie dat die kerk die plek alleen is nie, hoor my. Maar dit gaan oor die samekoms van die gelowiges, waar 2 of meer saam is in my naam, sê die Here, daar is ek. So ek is nie daar, waar ek die Here persoon nie, maar ek verwag God se beskerming. Ek verwag sy guns. Ek verwag hy moet my deurkom wanneer siekte toeslaan in my huis. Ek is vies vir hom wanneer ek my werk verloor nie. But I'm not pursuing him. Ek is nie besig om hom eerste te stel in alles nie. Ek wil ons met die leed breek dat moegheid skande is. En ek wil hê dat ons mense terugroep onder God se sorg en binne die veiligheid van geloofsgemeenskap. Daar's mense wat jy weet, wat vandag hier moet wees, maar wat nie hier is nie. En jy moet dan gaan en iemand wat moeg is, wat tam is, wat skaam is, wat onder veroordeling sit, wat aanstoot geneem het, daai ou gaan nader trek. En sê, kom na die huis van die Here toe, saam met my. Kom huis van die Here, kom na die samekoms van gelowiges. Saam met my. Jy sien wat hier gebeur het, is wanneer 'n groot menigte stap. Nou jy kan imagine, die volk Israel was oor die miljoen groot. Imagine 'n miljoen mense moet trek. Goed en wel, 14 dae, great, maar probeer dit met 'n miljoen mense doen. As jy jou kar klim, jy ry alleen, dan push jy almal in die kar, sê man, ons gaan oor 2 ure eers stop vir 'n piepie. Knyp daai piepie. Maar ry in 'n konvooi van 6 karre, is jy so vinnig soos die ou met die swakste blaas. Dis wat ons beleef in Mosambiek. Jy is so vinnig soos die ou met die swakste blaas. As een ou wil piepie, dan moet die 40 van ons moet stop, want hierdie ou wil piepie. So jy travel nie so vinnig nie, maar imagine 'n miljoen mense, vrouens, kinders, tannie van 80, iemand met 'n krippelbeen,
Iemand met wat swak asemhaal, bietjie met asma. 'n vrou met 'n babietjie. Imagine 1 miljoen mense met alle shapes en sizes en geure en kleure, en dink jy almal is voor? Nee. Wat gebeur? Hierdie ding trek later dan so uit, nee. Dat die voorstes is nog verder voor en die agterste raak nog meer agter. En uiteindelik splinter dit af, dat die ou wat so bietjie moeg is, bietjie minder motivering het, bietjie skaam is wat hy gisterand aangevang het, bietjie te veel gehad het, toe die bokke verloor het, sulke goed gedoen het. Daai ou raak agter en hy beleef dat hy skielik heel agter in die optog is. Hy ma wat kind dra, ouer tannie, iemand wat nie meer so vinnig kan loop nie, iemand met 'n seer voet, iemand wat dalk net nie lus is volgend vir hierdie gestappery nie. Hel, kan ons nie net bietjie ontspan nie? Ek wil laat slaap. Wat sê die ding van ons vir kerk toe gaan? Ek wil laat slaap. En met al daai vreeslikheid bly jy uiteindelik geestelik agter. En dis presies waar Amalek gekyk het. Amalek het nie gegaan vir die sterkste soldate nie. Hy het nie gegaan vir die ouens wat gemotiveer is en voor is en 'n crowd vorm en gesinne wat mekaar by mekaar hou. Pa wat seker maak sy vrou en sy kinders is saam met hom en hulle beweeg as 'n eenheid saam nie. Hy het nie gegaan vir daai ouens nie. Hy het gegaan vir die wat nie meer kon byhou nie, vir die moes, die swakkes, die wat so bietjie agter geraak het. Deuteronomium 25 sê, toe jy moeg en uitgeput was, het Amalek aangeval wat agter geraak het, en hy voeg by, Amalek het nie God gevrees nie, hy het homself verset teen God. Ek wil vir jou sê, Amalek verteenwoordig nie net 'n stamvader en 'n volk, wat Israel van sy agterhoede af probeer uithaal het nie. Blind gekom het nie, in die nag toegeslaan het nie. Amalek verteenwoordig ook 'n gees, wat mense wil uithaal wanneer hulle moeg is, wanneer hulle swak is, wanneer hulle honger is, wanneer hulle seer gekry het, wanneer hulle vies is vir die Here. En hoekom het die Here hierdie goed toegelaat? Sy wreedheid lê nie net in die feit dat hy aangeval het nie. Dit lê in die feit wie hy aangeval het. Hy het geweet dis God se volk. Hy het geweet hierdie volk kom met 'n belofte. En ek gaan alles in my vermoë doen om dit te vnuik. En die vyand, as hy nie kon verhoed dat jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, wat wil hy doen? Hy wil jou uithaal. Hy wil seker maak jy trip. Hy wil seker maak wanneer jy moeg is, kap hy jou met versoeking. Wanneer jy swak is, bring hy daai addiction weer op jou voordeur. Hy wil jou uithaal in daai oomblik van swakheid. Die eerste vraag wat ons in hierdie reeks vir onsself moet vra is nie waar is die vyand nie. Die eerste vraag is eerder, waar sleep my voete? In watter areas van my lewe het ek geestelik veragter? Waar is my geestelike dissipline nie wat dit moet wees nie? Waar is ek besig om agter te raak? Hebreërs 10 vers 39 sê, hier is die belofte wat ek na jou toe wil bring. Hy sê die volgende, maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Dis wat ek vir jou wil gee as gelowige. As jy saam met my stem vanoggend, ek is nie van daai wat verlore gaan en terugdeins nie. Ek gaan nie agterraak in die stof en val vir my versoeking
en teruggaan in die ou gewoontes nie. Ek het genoeg gehad, ek het my rug gedraai op my verlede, ek het gebreek met daai goeders in die naam van Jesus. Ek gaan nie langer toelaat dat die vyand by my steel. Kom ek begin net te vertel, Amalek, hier's nies, was familie van Israel. Jy gereed? Amalek was familie, maar het soos 'n vyand opgetree. Wat het gebeur? Hy was nie 'n onbekende volk wat nie Israel geken het. Onthou, Israel was Jakob, wat later aan Israel genoem word, wat 12 seuns gehad het. Nie waar nie. Amalek was 'n neefie. Hy was deel van hierdie familie. Wat het gebeur in Genesis 36 vers 12, sê dit dat Amalek uit Esau se familielyn gekom het. Elifas, Esau se seun, het met Timna, 'n byvrou, 'n seun gehad met die naam Amalek. Amalek was 'n klein seun van Esau, die broer van Jakob. Net vir ingeval jy die geskiedenis ken nie, Jakob en Esau is gebore as 'n tweeling. Maar Esau het eerste gekom. Hy's eerste gebore. Maar Jakob het die reg van eersgeborene vir homself toegeëien. Hy het toe hy gebore is, het sy boetie beet aan die hakskeen. Sy naam is dan nou ook hakskeenbyter of bedrieger. En wat gebeur? Hy lei sy broer Esau om die bos om sy eersgeboorte reg te verkoop vir 'n pot lensie sop, toe hy eendag van die veld afkom en hy is honger. Hy is so desperaat en hy dink nie aan die implikasies vir die geslagte wat kom nie, en hy verkoop sy eersgebore reg vir 'n pot lensie sop. Jakob was slinks, hy het geweet, hy het gesê, ek sal vir 'n pot lensie sop gee, hierso, jy kan eet, maar gee vir my jou eersgebore reg. Whatever, gee net vir my die pot sop. En daarna het Jakob met sy ma se hulp sy pa bedrieg en hy steel die vaderlike seun by Esau. So Jakob gee vir, Isak gee vir Jakob die vaderlike seun, waar dit Esau toegekom het as eersgeborene. In Genesis 27 vers 41 staan dit, Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat hy van sy pa aan hom gegee het, en hy wou hom doodmaak. Wat gebeur in 'n familie wanneer 'n pa sit met haat? Nee, Jakob vlug daarna vir sy broer Esau. En Esau se haat vir sy broer het met die oorlewering van geslag tot geslag. Sy seuns het later aan hierdie oom Jakob gehaat. Sy kleinkinders het later aan daai klomp Israeliete gehaat. Want wanneer jy nie deel met onvergewensgesindheid in jou lewe nie, wat gebeur? Daai haat, daai bitterheid kan oorgedra word op jou kinders en op hulle kinders. Want hulle loop rond met oupa se onvergewensgesindheid en bitterheid. En hier kom iemand in die skool in, dis so waar die klein seun van daai vent wat nou saam met my laai in die skool moet wees. Nee? Is dit nie? Familiefetus bring verwydering en skeiding en haat. Dit maak die aanvang nog meer ontstellender. Amalek het geweet wie Israel is. Hy was nie heeltemal vreemd aan hulle geskiedenis nie. Hy het geweet wie hy aanval. Tog het hy gekies om hulle in hulle swakste oomblik te tref. Hy wou hulle nie vuis nie.
Amalek en sy nageslag het 'n nasie geword. Hy wou nie die Israeliete face nie. Hy het hulle van agter af bekruip, in die donker, in die blinde hoeke, wanneer hulle moeg is, wanneer hulle swak is. Soms kom die diepste seer nie van 'n vreemdeling nie, julle. Dink 'n bietjie aan die grootste seer in jou lewe. Kom van die verhouding waar jy dit die minste verwag. Soms jou eie vrou, jou eie man, jou broer, jou sussie, 'n familielid, iemand in die kerk, 'n jarelange kollega, jou beste pel, maak jou soms die seerste. Sulke wonde maak ons besonders kwesbaar. Nie net omdat dit pynlik is nie, maar omdat jy die wond maklik begin sê, jy kan nie meer vertrou nie. Jy kan nie meer mense vertrou nie. Man, die hang met die kerk. Trek terug. Bly alleen, isoleer. Jy gaan okay wees op jouself. Ek sal okay wees, ek sal hulle wys. En wat gebeur? Jy's nie okay nie. Juist wanneer ons onttrek, raak ons die een wat agter raak in 'n trek na die beloofde land. En jy's die een wat die vyand eerste wil uithaal. Amalek kom van agteraf aan, waar jy nie kan sien nie, in areas waar jy blind is. Want jy's so besig met jou krisis, jy's so besig met jou onvergewensgesindheid, jy's so besig met daai verhouding wat vernietig is, jy kom nie agter hoe die vyand besig is om by jou te steel nie. Jy sien hom nie kom nie. Hy het die agterhoede aangeval. Die voorste soldate kon nie dadelik sien nie. Die kwesbaarstes onder die volk moes die eerste aanslag dra. Dit was die eerste volk wat wou verhoed dat Israel die beloofde land bereik. Die eerste volk wat wou verhoed. Amalek het die mense geteken wat reeds minder krag gehad het om terug te veg. Dis hoe versoeking werk. Versoeking kom nie wanneer jy sterk, jy's uitgerus nie. Jy's helder van verstand. Dit kom wanneer jy na 'n lang dag alleen is. Dit druk wanneer teleurstelling nog vars is. Dit fluister wanneer jy nie meer lus is om te bid nie, want jy's moeg. Dis wanneer versoeking wil toeslaan. Dis wanneer die vyand by jou wil steel. Wanneer jy moeg is. Versoeking slaan toe wanneer jy op jou kwesbaarste is. Honger, moeg, alleen, onderdruk, seergemaak, oorwerk, oorstuur, teleurgesteld. Versoeking sê vir jou in daai oomblik, jy verdien hierdie een ding, nog net een keer. Niemand sal weet nie, come on, is nog alleen. Wie gaan nou weet? Hoekom moet jy altyd die een wees wat reg doen? Kom jy altyd die goody two-shoe wees? Laat gaan 'n bietjie van daai oordrewe sin vir verantwoordelikheid. Let go 'n bietjie, man. God het jou in elk geval nie lief nie. Hy kom in elk geval nie vir jou deur nie. Trek terug. Niemand sal jou eers mis nie. Is dit nie? Dis wat hy kom sê. Amalek hoef nie altyd 'n nuwe wond oop te maak nie. Hy druk op die plek waar jy reeds seer het. Hy kom druk daar. Hy kom val jou daar aan. By jou swakste, kwesbaarste plek. Hy fokus op die swak plekke in jou montering. Daarom is dit belangrik om jou moe plekke te herken
voordat jou moe plekke jou lewe kom beheer. Net voor Amalek kom, vra Israel, hoor hier, is die Here by ons? Kyk 'n bietjie Eksodus 17. Eksodus 17 eindig met Israel se vraag, vers 7, is die Here by ons? Wat het gebeur voor dit? Vers 2, toe die volk met Moses kom rusie maak, want daar waar hulle kom was daar nie water nie, en hulle sê, gee jy vir ons water om te drink? Moses antwoord, waarom stel Here die geduld van die Here op die proef? Hulle sê, man, wou jy gehad, ons kan eerder Egipte toe teruggegaan het. Nou wil jy hê, ons het saam met jou in die woestyn gekom, nou moet ons hier doodgaan. En Moses sê, stel julle die Here op die proef. En God sê, slaan die rots, dat daar water uitkom, dat hulle tog net water kan kry. En die volgende vers 8 begin, toe het Amalek gekom. Die volgorde is treffend. Elke vraag is nie ongeloof nie, dit is so. Dawid het vrae gehad, Job het vrae gehad. Die psalms is vol van mense wat in opregtheid vrae gevra het, selfs gevra het, waar is die Here? Maar in daai oomblik het die vraag gekom in rebellie. En in oneer, ontkenning van wat God gedoen het. Het is interessant dat die gevaar is nie dat jy in pyn vra, Here, waar is nie? Die gevaar is dat jy die vraag van God al wegdra en daai vraag begin vertoef. Daai vraag jou isolasie maak en uiteindelik bejammer jy jouself eenkant, want God is mos nou nie daar vir jou nie. Maar jy kry nie perspektief oor hoeveel kere die Here vir jou deurgekom het in die verlede nie. Jy sien, moegheid is 'n swak teoloog, hy's 'n slegte vriend. Wat doen moegheid? Hy sê, God is weg. Hy het jou alleen gelos. Moegheid sê, niemand gee vir jou om nie. Moegheid sê, jy sal maar self 'n plan moet maak. As jy wil kom, maak jou eie planne. Moegheid sê, wat help dit om aan te hou? Dis interessant, dat Israel het die Rooi See oorgegaan. Israel het gesien hoe die Here daai pla oor die Egiptenare stuur. Israel het gesien hoe die Here manna uit die hemel laat val. Hoe die Here met 'n wolkkolom hulle lei bedags met 'n vuurkolom in die nag. En tog het Israel in 'n oomblik van swakheid al daai voorsiening van God nie geag nie en gesê, waar is die Here nou? Is dit nie interessant met ons ook nie? Ons vergeet hoe die Here vir ons gedra het, hoe hy vir ons deurgekom het, hoe getrou in ons lewens was, en in 'n oomblik van swakheid wil ons die Here bevraagteken. Wil ons sê, waar is die Here nou? Ek wil vir jou sê, hou op om vir God te vertel hoe groot jou probleme is. Begin vir jou probleme bietjie vertel hoe groot jou God is. Verander bietjie die perspektief. Een moeilike week kan nie harder wil praat as 'n lewe van getrouheid, hoe die Here vir jou te gedra het nie. Maar hy een moeilike week kan jou laat verval in 'n verslawing. Maar een moeilike week kan by jou steel. Kan jy laat goed doen wat jy weet nie reg is nie, maar jy doen dit want jy is ontsteld, of jy is alleen, of jy is in 'n depressiewe gat. En dan gaan jy na plekke waar jy weet jy moenie gaan nie. En jy ag nie God se voorsiening van jare oor jou lewe nie. Daarom sê Deuteronomium, onthou wat Amalek gedoen het, maar onthou ook wie jou uit Egipte gebring het. Jy het nodig om jouself te herinner aan wie God is. Jy het nodig om God se karakter
as die anker in jou lewe te behou. Dit maak nie saak hoe moeg jy is nie. Jy het steeds 'n keuse om vir die vyand te sê, in Jesus naam, gaan weg van my af. Ek aanvaar nie jou aanslag in hierdie oomblik nie. Ek gaan nie daai bottel weer optel nie. Ek kies die lewe. Jy het daai keuse om te maak. Interessant, moegheid is nie skande nie, maar moegheid kan nie geïgnoreer word nie, dit moet aandag geniet. Ons almal raak moeg, maar wat maak jy met jou moegheid? Elia staan op Karmel en sien 'n vuur uit die hemel val en God vernietig die aanslag van die bose. Weet nie hoeveel profete was dit wat teen Elia opgestaan het en God kom deur vir hom. Hy verteer sy offer voor almal se oë en hy laat hulle almal op hulle neuse kyk. En na daai oorwinning gaan sit hy daarna onder 'n besembos en hy wens dat hy kon sterf. Dieselfde profeet wat sopas profete in skaamte laat staan het. Die grootste oorwinning van 'n profeet gelei het. Die volgende oomblik sit hy en bejammer homself onder 'n besembos. Dis dieselfde profeet, dieselfde roeping, dieselfde God, maar nie dieselfde fisiese en emosionele toestand nie. Hierdie godsman beleef homself in 'n oomblik van depressie. Vrees. God behandel Elia nie met 'n berispering nie. God laat hom slaap. Hy stuur vir hom kos en water deur die kraaie. Daarna praat die Here met hom. Baie keer wanneer jy moeg is, moet jy nie vir jouself sê, ek gaan eenvoudig aangaan, ek gaan battle nie. Jy moet erkenning gee aan jou moegheid en in die rus kom wat die Here vir jou wil gee. Sommige mense wil 'n geestelike oorlogvoering ingaan, terwyl hulle liggaam, hulle siel en hulle verhoudings reeds leeg is. Hulle dink om te rus is swakheid. Hulle dink om hulp te vra beteken hulle geloof het gefaal. Wanneer jy moeg is, moet jy rus. Wanneer jy nie meer kan nie, kry hulp. Kry ondersteuning. Laat iemand saam met jou bid. Dan is jy wie? Ek wat Jacques is, het ook gebed nodig. Ek beleef ook my afoomblikke. Ek is ook moeg en in my oomblikke van moegheid moet ek ook waak dat ek nie soog vir die versoeking van die vyand nie. Dan moet ek in my bed klim gaan rus en die woord inkom en sê, Here, verkoop my. Maak my weer vol, want ek het uitgegee. Ek is moeg. Party gevegte word nie gewen deur harde te probeer nie, maar deur eerlik te sê, ek is moeg. Ek dink nie meer helder nie. Ek het iemand nodig om saam met my te bid. Ek moet rus voordat ek groot besluite neem. Ek moet terugkom na die mense van God. Ek moet weer in fellowship inskakel. Wanneer jy moeg is, rus en laat God toe om jou te verkoop. Vra vir hulp. Waak egter rondom wat jy doen, waarna jy kyk en wat jy bedink wanneer jy veronderstel is om te rus. Nou nie jy sê ek is moeg, ek rus, dan kyk jy die hele naweek bench series nie. En jy kyk 'n klomp crap. Jy is nie besig om jou gees te voed nie. Jy het nie werklik gerus nie, jy is meer moeg na die tyd as wat jy is voor die tyd. Die moe plek is nie jou identiteit nie, maar is 'n plek wat beskerming nodig het. My laaste punt. Soms moet die gemeente en die volk van 1 miljoen ook aanpas by die persoon wat agterraak. Dit help nie ons as 'n gemeente voeter eenvoudig voort en ons gee nie om
oor die ou wat by die fringes wegval nie. Ons gaan aan met die openbarings wat die Here ons gee, en ons worship, en ons praise, en hier is ons ons het 'n koorgroep wat aangaan, maar daar agter lê 'n klomp lyke, en ons is blind vir dit nie. Dis 'n gevaarlike plek. Hierdie teks praat nie met die mens wat net moeg is nie, dit praat ook met die volk wat voorgeloop het. Het niemand agtergekom dat hy ons agtergeraak het nie. Niemand agtergekom dat Koos en Piet en Klaas en Sally met haar dogtertjies nie meer hier nie. Ons is so blind dat ons nie agterkom dat hierdie ou het weggeval. Maar daai ou het so seer gekry, hy het sy rug gedraai op die Here, maar ons vergeet van hom. Wie se taak is dit om te kyk of iemand nie agterweë gebly het nie? 'n Gesonde gemeente vier nie net die oorwinnings van mense wat voorloop nie. 'n Gesonde gemeente kyk gereeld om en gaan haal die persoon wat agter geraak. Dalk moet almal van ons onsself die vraag afvra: wie het stil geraak? Wie het 'n maand of wat laas kerk toe gekom? Wie antwoord nie meer ons boodskappe nie? Wie glimlag nog, maar hulle oë lyk moeg? Wie dra 'n siek geliefde en probeer steeds voorgee dat hulle okay is? Sjoe. Wie gaan deur 'n krisis en het net 'n bietjie bemoediging nodig? Soms is die mees geestelikste ding wat ons in die week kan doen, om die telefoon op te tel en net uit te ry na iemand van wie ons lanklaas gehoor het. Dat ons weet, lief is vir die Here, maar ons neem aan, almal is ons maar okay. Almal is nie okay nie. Soms moet ons uitreik en seker maak, daai persoon wat agtergeraak het, kom weer nader. 'n Kerk moet nie net leer om die voorste linie te beman nie. Ons moet leer om die agterhoede te bewaak. Beman die voorste linie, beman die leiers, bemagtig hulle, maar bewaak julle agterhoede. Ek sluit af, Anja, jy kan so na vorentoe kom, met praktiese beskerming as jy jouself in 'n moe plek bevind. As jy jouself in 'n moe plek bevind, hier's 'n paar praktiese goed. Erken dit vroegtydig. Moenie so moeg word dat jy in die trenches lê en nie eers kan uitroep om hulp nie. Erken dit vroegtydig. Moenie wag dat jy so afgesonder is en so vies en kwaad is vir die Here dat jy met hom niks uit te waai wil hê nie. Kom, praat. Erken dit. Moet ook nie groot besluite neem wanneer jy uitgeput, oorstuur, moeg is nie. Moenie in daai oomblikke groot besluite maak nie. Moegheid maak permanente gevolgtrekkings uit tydelike pyn. Hoor julle? Moegheid maak permanente gevolgtrekkings uit tydelike pyn. Dit waar jy gaan is reël, maar dit hoef nie die res van jou lewe te dikteer nie. Erken dit. Bring dit na die tafel. Onthou hardop. Wat sê ek daarmee? Skryf neer en herinner jouself, selfs hardop, aan die kere wat die Here vir jou in die verlede getrou was. Gaan terug. As jy jou nagehou het, gaan terug na waar jy iets neergeskryf het. Gaan blaai in jou Bybel, soek daai kaartjie wat jy gekry het, daai belofte, herinner jouself aan God se beloftes oor jou. Bly binne bereik. Wanneer jy wil onttrek,
Staan terug, maar stuur 'n boodskap vir iemand te sê, ek sien nie kans om vandag te kom nie, dink aan my. Bly binne bereik, al is dit net met 'n boodskap, al is dit net dat jy met iemand 'n lifeline hou. Moenie so onttrek dat jy buite bereik is nie. En weet jy wat? Het daai ingesteldheid, almal van ons, om ook iemand anders te help, maar die pas nie kan volg nie. Wees op die uitkyk vir 'n vriendin, 'n vriend. Iemand wat altyd 2 rye van jou in die kerk gesit het. Waar is daai persoon? Gee my sy nommer, of haar nommer. Ek wil skakel. Ek wil uitreik. Jy moet dalk jouself vandag afvra, waar sleep my voete? Weet jy wat kan ons dit ook noem? Ons kan dit triggers noem. Wat is jou triggers? Wanneer jy geneig is om terug te val in verkeerde ou gewoontes. Wat is daai triggers? Is dit wanneer jy moeg is? Is jou werksure te druk? Dat jy so oorstuur is met jou werksure, dat jy by die huis kom, jy verval in verkeerde goed. Is daar pyn of seer waarmee jy nie gedeel het nie? Is daar onvergifnis, bitterheid waarin jy vasklim? Hoe kan jy waak in daardie tyd? Wat kan jy nou reeds in plek sit, dat wanneer daai trigger kom, jy kan waak? Is dit dalk jou huwelik, jou gesondheid, jou finansies, waar die knelpunt lê? Jou gebedslewe, teleurstelling. 'n sonde, wat jy al 'n geruime tyd veg, jy kry net nie die oorwinning oor daai sonde nie. Moenie skaam wees oor jou moe plek nie. Erken dit. God kan jou ontmoet, net daar waar jy is. En as jy vandag okay is, jy's van, jy sit hier so, jy's okay, doe my 'n guns, kyk om. Dis nie okay nie. Want dis nie net Jacques se verantwoordelikheid om seker te maak almal is okay nie. Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Jy sien Amalek, waar die gewondes uithaal, die ou wat agterraak, nail. Weet jy wat's amazing? Jesus doen presies die teenoorgestelde. Jesus los die 99 en hy gaan soek na daai een wat verloor raak. Jesus sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is. Ek sal vir jou rus gee. So Jesus, julle, is ons lifeline. Maar voel jy vandag, niemand verstaan jou nie, niemand ken jou nie, niemand weet presies nie, jy het nie vrymoedigheid om met iemand te praat nie, praat dan net met Jesus. Roep dan net die naam van Jesus uit. Want hy sê, elkeen wat my naam aanroep, sal gered word. Ons sluit die oor. Vader, in hierdie oomblik, Here, wil ons U aanroep, Vader. Ons wil erkenning gee aan die woord wat U gebring het vanoggend. En ons wil vra, Here, dat U mense ontmoet in hulle plek van moegheid, in hulle teleurstelling, in hulle finansiële krisis, in hulle nood, in hulle depressiegat, as dit is, in hulle siektestoestand. Dat U elke persoon wat moeg is en wat oorlaai is, wat oorstuur is, wat homself of haarself in die agterhoede bevind, en by die risiko hardloop dat die vyand, daai gees van Amalek, hulle wil uithaal. Ek vra, Here, dat U mense sal aanraak.
terwyl die oë gesluit is, as jy sê, dis ek daai, bid saam met my, steek net gou jou hand op, en laat sak hom. Dankie, hier is verskeie hande, ek gaan jou nie vorentoe nooi, maar ek wil wel vra, as dit jy is, ons hou die oë toe, staan net daar waar jy is. Hier is baie mense wat hande opgesteek, asseblief, staan gou vinnig, net daar, dankie, hier is verskeie mense, moenie nou sit nie, staan gou, kom ons hou ons oë toe, ek wil net saam met jou bid, dankie, as jy nog wil staan, asseblief, is daar net iets van vandag se boodskap wat jy mee assosieer, en jy sê, bid vir my, staan gou. Vader, ons kom nou in die naam van Jesus, en elke persoon wat staan, wat sê ek sukkel, ek is in daai moeplek, ek is geïsoleer, dalk het ek die tye my rug op die Here gedraai, omgequestion, ek sukkel, ek het U nodig, kom tel my op, Here, uit hierdie plek van alleenheid, kom tel my op uit hierdie teleurstelling, kom verbind my wonde, Here, kom raak my aan, ek het U nodig, dan bid ek nou in Jesus naam, dat U wat God is, U wat in beheer is, dat U elke persoon wat nou staan, en selfs die wat nie kan staan of onvrymoedig is, dat U hulle ook sal optel, dat U deur die Gees ons sal optel, dat U ons op 'n rots sal plaas, daai rots wat hoër is as ons, daai rots wat vir ons voel wat buite bereik is, maar die rots wat Jesus Christus verteenwoordig. Dis U wat die rots is. Dis U wat ons toevou. Bedien mense in Jesus naam. Dankie Vader. Dankie Here. Amen. Amen. Mag die Here vir jou gewys dat vanoggend hy jou kom ontmoet het net waar jy is. Die Here weet van jou. Hy is bewus van jou. Moet hom nie los nie. As jy ondersteuning nodig het, asseblief kom. Praat met iemand, reik uit na iemand. Vul 'n gebedsversoek in. Laat ons saam met jou bid. Laat ons saam met jou die las dra. Laat ons toe om saam met jou te journey in dit. Amen. My ligte kan aansit. Ek wil net tog ons familie nuus hanteer net